Hoe gaan dit? Ek is blij om je te ontmoet. Die thema hierdie keer is die 10 blaaie. Hoofstuk 19. Die outeer is Abraham Park. Ander JSKTOLOGJSEPLE buiten die 10 PLE. Benevens die 10 blaaie, teken Jezus se eskatologiese diskurs in die boek Openbaring ander blaaie aan wat in die laaste dae sal plaasvind. Oorloë, as 'n teken van die eindtye het Jesus verklaar, nasie sal teen nasie opstaan en koninkryk teen koninkryk, Markus 13 vers 8, wat wyd verspreide oorloë in die laaste dae voorspel het. Net so het die profeet Daniel geprofeteer, tot die einde toe sal daar oorlog wees, verwoestings is vasbeslote, Daniel 9 vers 26. Die boek Openbaring voorspel ook oorloë wat aan die einde van hierdie wêreld sal plaasvind. Eerstens, tydens die plaag van die tweede seël, verskyn 'n rooi perd. En sy ruiter neem vrede van die aarde af, zodat mense mekaar sal doodmaak. Openbaring 6 vers 3. Hy word ook 'n groot swaard gegee, wat meer doonlose slagting deur oorlog aandui. Tweedens, tydens die plaag van die 6de basijn, breek oorlog uit by die Eufraat, wat leidt tot die dood van 1/3 van die mensdom. Openbaring 9 vers 13. Een groot leer van 200 miljoen word vir hierdie gebeurtenis gemobiliseer. Derdens, tydens die plaag van die 6de bak, kom 3 onrein geeste soos paddas uit die monde van die draak. Die dier en die valse profeet tevoorskyn. Hierdie demoniese geeste mislei die konings van die hele wêreld en versamel hulle vir die grootslag van Armageddon. Openbaring 16 vers 12. Vierdens, nadat 1000 jaar voltooi is, word Satan uit sy gevangenis vrygelaat en mislei hy die nasies aan die 4 hoeke van die aarde, Gog en Magog. En spoor hulle aan om oorlog te voer teen Godse volk, Openbaring 20 vers 7. Deuteronomium 28 getuig levendig van die gruwels van oorlog en die verwoestende gevolge daarvan. Die lot van diegene wat in die geveg nederlaag lei, is ondenkbaar tragies. Hul karkasse sal prooi word vir die voëls van die hemel en die diere van die aarde, sonder dat iemand hulle kan wegdryf. Verder, diegene wat in die geveg val of gevangen geneem word, sal sien hoe al hul zwaar verdiende besittings deur ander geconfiskeer word. Jy sal met 'n vrou verloof raak, maar 'n ander man sal haar onteer. Jy sal 'n huis bou, maar jy sal daarin nie woon nie. Jy sal 'n wingerd plant, maar jy sal die vrugte daarvan nie gebruik nie. Jou os sal voor jou oë geslag word, maar jy sal daarvan nie eet nie. Jou donkie sal van jou af weggeruk word en nie aan jou teruggegee word nie. Jou skape sal aan jou vyande gegee word, en jy sal niemand hê om jou te red nie. Jou seuns en jou dogters sal aan 'n ander volk gegee word, terwyl jou oë dit sien en hulle gedierig deur begeer, maar daar sal niks wees wat jy kan doen nie. 'n Volk wat jy nie ken nie, sal die opbrengs van jou land en al jou arbeid opeet, en jy sal nooit anders as gedierig deur verdruk en verpletter word nie. Jy sal mal word deur die aanskoue van wat jy sien. Deuteronomium 28 vers 30. In vers 30 gebruik die frase, 'n ander man sal haar skend, die Hebreëse werkwoord, shagal, wat beteken, om te onteer of te verkrag. Dit dui op die tragiese lot wat vroue sou ly na hul nasie se nederlaag in oorlog, verkrachting en veragtelike aanvalle deur hul vyande.
Vers 32 illustreer verder hoe kinders as 'n teken beskou sal word dat die grootste seën van God se verbond, die seën van nageslag, in 'n vloek sou verander. Wat die hoogtepunt van Israël se lyding in hierdie ramp aandui. In vers 34 gebruik die frase, jy sal mal word, die Hebreëse werkwoord, shaga, in die pil, intensieve passief, stam. Wat de toestand van geestelike onstabiliteit beskryf waar een mens nie hul emoties en dade kan beheer nie as gevolg van een ondeurgrondelike tragedie. Mense sal in waansinspiraal van oorweldigende wanhoop en vrees, vastgevang in een meedoenloose siklus van lyding en onderdrukking, met elke wakker oomblik wat deur nood verteer word. Hulle sal heeltemal verlate voel in hul ellende soos Deuteronomium 28 vers 31 verklaar, jy sal niemand hê om jou te red nie. Onmenslike gruweldade vind plaas tydens die chaos van oorlog. Wanneer die menslike gees in 'n toestand van onstabiliteit verval, mense mag ondenkbare dade pleeg in die strijd om oorlewing, selfs teen hul eie familie draai om hul eie veiligheid te verseker. Micha 7 vers 6 sê, want die seun behandel sy vader met minagting, en die dochter staan op teen haar moeder, en die skoondochter teen haar skoonmoeder. En 'n man se vyande is die manne van sy eie huis. Mattheus 10 vers 21 profeteer ook, die een broer sal sy broer tot die dood verraai, en 'n vader sy kind. En kinders sal teen hul ouers opstaan en hulle laat doodmaak. Nog 'n groter gruwel het ontvou, ouers het hul eie kinders gekook vir kos. Die profeet Esegiel neem hierdie gruwelike onmenslikheid tot 'n selfs donkerder uiterste en profeteer dat kinders hul eie vaders sou eet. Daarom sal vaders hul seuns onder julle eet, en seuns sal hul vaders eet, want ek sal oordele aan julle voltrek en al julle oorblyfsel in al die windstreke verstrooi. Esegiel 5 vers 10. Beide die Bijbel en die historicus Josephus teken 3 gevalle aan waar sulke verschrikkelijke gebeure in die geskiedenis plaasgevind het. Eerstens, tydens die heerskappy van koning Joram. Die 9de koning van die noordelike koninkryk van Israël, het die Arameese leer Samaria vir die tweede keer beleer. Naarmate hongersnood tot ondenkbare vlakke vererger het ouers in uiterste desperaatheid hul eie kinders geëet. 2 Konings 6 vers 28. Tweedens, tydens die Babyloniese inval is die stad Jerusalem van die suidelike koninkryk van Juda vir 30 maande beleer, van die 10de dag van die 10de maand in 588 voor Christus, tot die 9de dag van die 4de maand in 586 voor Christus. Gevolglik is die profesie van die profeet Jeremia en die profeet Esegiel tragies vervul. Klaagliedere 2 vers 20. Derdens, in 70 na Christus, toe die Romeinse generaal Titus Jerusalem beleer het die Joodse historicus Josephus opgeteken dat sommige Jode hul eie kinders geëet het om te oorleef. Die Joodse oorlog deel 6, bladsy 201. Ongeag hoe vreesaanjaend die oorlog van die eindtye mag wees, diegene wat saam met Jezus, die Here van die Here en die Koning van die Konings, staan, sal ongetwijfeld triomfeer. Openbaring 17 vers 14 verklaar, hulle sal teen die lam optree, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die Koning van die Konings, en die wat saam met hom is die geroepenis en uitverkorenis en getroues.
Verder zal die Heiliges wat in die hemel woon, zekerlijk zelfs te midden van die oorloë van die eindtye seevier. Dit is omdat die wee in die boek Openbaring slechts uitgestort wordt oor diegene wat op die aarde woon. Openbaring 8 vers 13 sê, toe het ek 'n arend in die middel van die hemel hoor vlieg en met 'n groot stem sê, wee die bewoners van die aarde. Net so verklaar Openbaring 12 vers 12, daarom moet julle bly wees. O hemele en julle wat daarin woon, wee die aarde en die sedert, want die duivel het na julle neergedaal met groot toorn, omdat hij weet dat hij min tyd het. Gelowiges wat burgerskap in die hemel het, is diegene wat daarbo woon, nie op die aarde nie. Filippense 3 vers 20. Aardbewings. Jezus het van aardbewings gepraat als een van die tekens van die eindtye. Mattheus 24 vers 7 sê, op verskillende plekke sal daar hongersnode en aardbewings wees. In die Ou Testament is daar verskeie verslae van aardbewings wat as Godse instrument vir oordeel gebruik word. Joël 2 vers 10. Die boek Openbaring profeteer ook oor die groot aardbewings wat in die eindtye sal plaasvind. Die Bybel in die boek Openbaring, hoofstuk 6, 8, 11, sê die volgende. Eerstens, tydens die plaag van die 6de seël, was daar 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die hele maan het geword soos bloed. Tweedens, toe die gebede van die heiliges voor God opgevaar het die engel die wierookvat geneem, dit met vuur van die altaar gevul en dit op die aarde gegooi, wat donderweer, geluide, weerlig en aardbewing veroorsaak het. Derdens, nadat die 2 getuies doodgemaak is en 3,5 dae lang doodgelee het 'n groot aardbewing plaasgevind wat 1/10 van die stad vernietig het en 7000 mense gedood het. Vierdens, tydens die laaste plaag van die 7de bak, verklaar Openbaring 16 vers 18. Daar was 'n groot aardbewing, soos daar nog nie was vandat die mens op die aarde gekom het nie. Soos konflikte en opstande alledaags word en vrede en orde verpletter word, sal die wêreld in wetteloosheid verval en toenemend onbewoonbaar word. Gedurende hierdie gevaarlike tye moet gelowiges vasstaan in geloof, wetende dat God eendag oordeel oor hierdie wêreld sal bring deur 'n groot aardbewing. Daarom moet ons skuilings soek in die woord van God, ons enigste ware heiligdom. Hongersnood. Jezus het hongersnoode voorspel as een van die tekens van die eindtyd en in Mattheus 24 verklaar. Op verskeie plekke sal daar hongersnoode en aardbewings wees. Die Bybel in die boek Exodus, hoofstuk 7, 9, 10, sê die volgende. Die 10 plaae wat Egypte getref het ook elemente van hongersnood ingesluit. Tydens die bloedplaag het al die riviere en strome in Egypte vir 1 week in bloed verander, wat die visse doodgemaak en oneetbaar gemaak het. Die haalplaag het alles getref wat in die veld was, zodat die Egyptenare geen groente kon eet nie. Die springkaneplaag het toe al die plante en vrugte verteer wat na die haalplaag oorgeblij het, niks groens het oorgeblij nie. Omdat hierdie plaae visse, gewasse en vrugtebome getref het Egypte waarskynlik 'n ernstige hongersnood gelei na die verwoesting van die springkane. Die boek Openbaring profeteer ook dat daar hongersnode sal wees. Tydens die plaag van die 3de seël verskyn 'n swart perd, en 'n stem uit die 4 lewende wesens verklaar, 1 liter koring vir 1 denarius, en 3 liter gars vir 1 denarius,
Openbaring 6 vers 5. 1 denarius was die Romeinse geldeenheid wat de arbeider se daaglikse loon werd was. In gewone omstandighede zou een dagse verdienste voldoende wees om vir 'n hele huishouding te sorg. Hierdie gedeelte beskryf echter 'n tyd wanneer 'n volle dagse loon skaars 'n enkele persoon se daaglikse porsie koring of 'n skrale voorraad gars kan bekostig. Wat de uiterste toestand van hongersnood aandui. In die laaste dae sal daar nie net 'n hongersnood na voedsel wees nie, maar ook 'n geestelike hongersnood, 'n hongersnood na die woord van God. Amos 8:11 waarsku, kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat ek 'n hongersnood oor die land sal stuur, nie 'n honger na brood of 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Terwijl ons die komende plaae van hongersnood verwag, moet ons met groot geloof voorberei, God vrees en sy woord bere. Psalm 33:18 verklaar, kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees. Op die wat op sy goedertierenheid hoop, om hulle siel van die dood te red en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Josef het wijselijk voorberei vir die 7 jaar van hongersnood deur graan op te gaar gedurende die 7 jaar van oorvloed. Genesis 41 vers 53. Net soos ons die hongersnood van die laaste dae nader, moet ons God se woord ywerig bere in die skatkamer van ons harte. Moeilike tye, geestelike plaae. Ernstiger as die sigbare natuurlike plaae is die geestelike plaae wat die mensdom verderf. 2 Timoteus 3 vers 1 waarsku, weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Hierdie gedeelte gaan voort in verse 2 en beskryf die morele en geestelike agteruitgang van die laaste dae. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, liefhebbers van geld, grootpraterig, arrogant, kwaadsprekers, ongehoorsaam aan ouers, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlik, kwaadwillige kinderpraatjies, sonder selfbeheersing, wreed, waters van die goeie, verraderlik, roekeloos, verwaand. Liefhebbers van plesier meer as liefhebbers van God. Onder hierdie is die mees universeel erkende tekens van korrupsie materialisme, die liefde vir geld, humanisme, trots en selfverheffing. En hedonisme, die najaging van plesier, dekadensie, toegeeflikheid en oordaad, en esthetisisme, die obsessie met skoonheid. Openbaring hoofstuk 17:18 beeld hier die korrupte wêreld uit as Babylon die groot hoer. Diegene wat nie uit Babylon vlug nie, sal onvermijdelik deur sy geestelike plaae meegesleer word en uiteindelik onder God se oordeel val. Ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, kom uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes het en van haar plaae ontvang nie, van haar sondes het tot aan die hemel opgehoop, en God het haar ongerechtighede onthou. Betaal haar terug soos sy betaal het, en gee haar dubbel terug volgens haar dade. In die beker wat sy ingeskink het, moet julle dubbel soveel vir haar inskink. Die outeur van hierdie boek is Abraham Park. Abraham Park was een bekroonde wêreldklas teoloog met merkwaardige pastorale spiritualiteit. Hy het sy hele lewe aan gebed en die skrif gewy en die Bybel meer as 1800 keer gelees. Gedurende sy leeftydse bediening was hy 'n ware pastoor wat die kerk en die gemeente soos sy eie kinders liefgehad het. Sy daaglikse skedule het bestaan uit 2 uur lange gebede en 3 uur lange bybellesings,
sowel as voortdurende prediking en evangelisatie. Met die oortuiging dat, om te sterf is om te leven, het hy sy best gedoen in sy gebedslewe tot God vir 3 jaar, 6 maanden en 7 dae op berg hier in Korea. Toe die son ondergaan, het hy niks anders gedoen as om te bid, nie toe die son opkom, het hy niks anders gedoen as om die Bijbel te lees nie. Toe, uiteindelik, het 'n enkele straal van genade op hom geskyn. Deur die krachtige verlichting van die Heilige Gees en deur die genade van God, het die tonele in die Bijbel soos 'n panorama voor sy oë ontvou. Hierdie tonele is neergeskryf op groot pylwortelblare wat met 'n takkie gebind is. Dit is later elke paar maande oorgeskryf op papier wat bij 'n dorpie onder die berg gekoop is. So het Abraham Park se preke begin. Baie mense is soos volg beïndruk deur die Abraham Park. Hoe kan 'n persoon soveel mense lief hê? Hoe kan 'n persoon so 'n groot impak op soveel mense maak? Hy is so hardwerkend, rus nooit. Hy het nooit opgehou bid nie. Hy verdien dit om werkelijk vereer te word vir sy toewyding aan die kerk en die gemeentes. 'n ware en getrouwe werker van God.